ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 371. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die eskatologiese boeke soos is dit Armageddon, en natuurlik daar's die ander ook, wat totaal en al geskroei is op die eindtyd, dit wat besig om plaas te vind in Iran, in Israel en omgewing Libanon en al die plekke daarso. En dit is dinge wat ons moet kennis neem van, want dis vingerwysings na die eindtyd en die inligting is daar. Dis daar, dit is 58 jaar. Sy studies, 50 jaar, 52 jaar, wat ook al. Sy studies en navorsings en inligting is alles daarso. 59 jaar. So aan jou vir al die eer. Jy moet die boeke bekom. Jy moet dit bekom. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124 gaan na my webtuiste https://, javashua.co.za. Soos hierbo. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1, begin reg voor, jy het 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die studies en ook die TikTok boodskappe kan ontvang. Dis lewensveranderend. Skryf ook 'n pen en 'n 33 Bybel is uiters noodsaaklik. Voordat ons bid, wil ons onmiddellik ons meegevoel betuig saam met broer Timothy, wat in Parys woon. Connie, sy vrou, is gesterf gister, en ons bid dat Jaffa die wonde sal heel. Soos ek vir hom gesê het, ons kan nie, ons is die klei, ons kan nie teen die pottebakker memoreer nie. Hy weet wat reg is. Ek is net oor een ding bly, en dis Connie was 'n volbloed Jaffis, soos wat jy sal sukkel om te kry. En aan Jaffa al die eer, vir haar en broer Timothy albei, wat vasstaan in hierdie bonatuurlike evangelie, veral in die omgewing waar hulle woon. Kom ons bid dat Jaffa hulle deurdra vir die hele familie en hulle krag en genade gee. Kom ons bid saam. Vader, ons kom om vanmôre om vir die baie dankie te sê vir ons weer die lewe is, waar jy in gesondheid is. Ek wil vanmôre bid dat u bonatuurlike doel in elkeen van ons se lewens sal bereik. Ek bid ook vir hulle wat siek is op die oomblik. Daar's altyd die sekere klomp wat ons aan dink, en daar's al so baie ander wat ook krank is, en wat ook in behoefte is. So ons wil bid vir almal, Vader, raak almal aan in die naam van Javashua. Gee vanmôre vir ons ontvanklike sielsdimensies ook in hierdie hele week, as dit u wil is, en geestelike oor om te hoor wat u vir ons sê, terwyl u hierso met ons in die woord gaan deel. En ek dank u vir die bonatuurlike geopenbaarde woord. Dankie vir die Ruach HaKodesh, wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. In die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Javas sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u ook 'n groot seën gaan wees, en dat Jaffa sy doel gaan bereik ook in u lewe. Halleluja. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 20, vers 28. Hy sê so, liefde en trou behoed die koning. Nou ek het aan dit geraak Vrydag. Ek het mos gesê, ek gaan net weer met dit begin vanmôre, omdat ons van daar af dit wil gebruik om aan te beweeg. Hy sê, liefde en trou behoed die koning. En ons anker is in die koning van die konings, Javashua. Hy wie die begin en die einde is, die eerste en die laaste. Wie is, wat was, wie kom, die almagtig. Hy wie aan die regterhand van die Vader sit en intree vir ons. Halleluja. Ons is die konings, seuns en priesters van Jaffa, het ons gesien Vrydag, ons Elohim. Hy sê, en deur die liefde, die agape liefde, stit hy sy troon. Met ander woorde, wie stit sy troon? Elke Jafis
stit sy troon. Daai sy is nie hoofletter nie, stit sy troon, met ander, die troon se kleinter T, as jy mooi kyk daar. So, omdat ons die hoofletters en kleinletters kan inlees, kry ons dadelik die betekenis van die sinstruktuur, wat dan verwysing het op ons. Het praat van die agape liefde deur die bruid van Jahwe. En dit wys die vrugte wat ons moet hê om uit te skyn na buite in 'n verlore wêreld. Nou sê hy in vers 29, hy sê, nou moet ons mooi luister, die sieraad van die jong manne, en ek wil sê vir die dames ook, hy sê die sieraad vir die jong manne is hulle krag. Ek kan onthou toe ek 'n jong man gewees het, ek was redelik sterk, baie sterk gewees, 50 kilogram sak sement, net so gevat en opgetel en geloop, wat ek nie vandag kan doen nie. Ja, ek het 'n rugprobleem, wat ek opgedoen het toe ek, ongeluk toe ek jonk was, 23, 24, maar die jong manne se sieraad is in sy krag. As jy hierdie sterk man kompetisies en sterk vrou kompetisies, daai mense hulle is geoefen daarin om te vat. En ons as bruid van Jahwe moet in dieselfde hoedanigheid, ons moet die beeldspraak sien hierso, in dieselfde hoedanigheid ons self kan uitleef in dit wat ons verkies het om te wees. Jy weet, dit is 'n keuse wat ek en u gemaak het om Jahwe te wees. Ja, Jahwe het 'n plan met ons, maar dit het steeds ons keuse gebly. Ons kan môre van plan verander, maar dan gaan ons die prys daarvoor moet betaal. En die jong manne die sieraad, die jeug, die pragtigheid, die sterkte is in die krag van jong manne. En die versiersel van grysaards is grys hare. Halleluja. So ek en u wat die jare aangestap het en die hare het wit geword en die snorre het wit geword. Dis die teken van 'n geseënde lewe. Geseënd is hy wat sy vader en sy moeder eer. Halleluja. Dis vir my altyd 'n teken. So wanneer ek ouer garde sien, dan sien ek dis manne en vrouens wat hulle ouers geëer en gerespekteer het. Hy sê die versiesel van grysaards is grys hare. Ja, daar is van die manne en die vrouens wat net nie grys word nie. Weet jy hoe hulle dit reg kry nie? Ja, maar die meerderheid van ons, ja, hy begin nie om die slaap en dan gaan hy al verder op dan nou verstaan ek ook dat die woord leer ook dat in die grysheid kom die wysheid. En dit is so. Baie keer moet ons eers grys word. Die jare moes in ons lewe aangestap het. Kyk na die beeldspraak. Die lewe moes met ons 'n pad gestap het. Die lewe moes 'n paar draaie met ons gaan loop het. Om ons te kry waar ons vandag is. Sodat die wysheid kan tevoorskyn kom. In die tyd waar ons lewe. Daar is 'n tyd wanneer elke jong man, jong persoon, wie in hierdie lewe in gesondheid gespaar bly, hierdie krag van die jonkheid verruil vir die grysheid van die wysheid. Halleluja. Dis onvermydelik. Het jy dit geweet? Ouderdom is onvermydelik. Die woord sê gebore, een keer gebore om te sterwe. So sekerlik as wat jy gebore is, gaan 'n dag aanbreek wat jy gaan sterwe, of as ons lewe in die tyd wanneer die vredesverbond gesluit word volgens Daniël 9:27, Daniël 12:11, Daniël 12:12, en die wederkoms plaasvind, die parousia, na 1230 dae, dan gaan ons net verander word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, Jahwe tegemoet. Prys sy wonderlike naam. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Maar anderster is die ouderdom, die voorland van elke persoon, man en vrou, wat in die lewe aanstap. En op een of ander stadium dan tree die verandering in. Dis amper soos 'n skoenlapper. Jy het 'n skoenlapper en in sy glorie en alles, en dan word hy 'n papie en dan kom daar 'n wurm uit en dan kom daar weer 'n mot uit.
Is dit nie wonderlik nie? Maar ons glo nie in reïnkarnasie nie. So die pad van die lewe met ons, is ons lewe nou, maar ons gaan oud word. En daarom sê ek hierso dan, die woord sê, en die sieraad van die jong manne is hulle krag, maar dit bly nie vir altyd nie. En die versiersel van grysaars is grys hare. Halleluja. Daar kom 'n tyd wanneer elke jong man of persoon, man en vrou, wie hierdie lewe in gesondheid gespaar bly, hierdie krag van die jonkheid gaan verruil vir die grysheid van die wysheid. Daarom verklaar Prediker 12 vers 1, maak 'n nota, Prediker 12 vers 1. Ek gaan met jy bietjie so stap in Prediker hierso, omdat hier vir my 'n verskriklike mooi woord is. Ek is baie lief om hierdie skrifgedeelte te gebruik by meeste van die begrafnisse wat ek doen. Hy sê in Prediker 12, hy sê dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Dink aan jou Skepper in die dae toe jy jong gewees het. Ek is so bly, ek het Jafashua leer ken toe ek jonk was, van my kinderdae af. Ek het die voorreg gehad om by my pa te kon sit en hoor hoe hy oor die woord praat, en hoe hy sien hoe hy die woord studeer, en hoor hoe hy met pastore en predikante praat, en hulle kan hom nie antwoord nie. Meeste van die tyd het hulle bewoord daar weggegaan by ons huis, want hulle kon nie volgens die ou 33 Bybel wegkom nie. Hulle het gesien hulle is gebou op dryfsand. Terwyl my pa net die woord gehad het wat hy opgestaan het. Halleluja. Dink aan die Skepper in die dae van jou jonkheid. Ek dink aan my jonkheid, 15 jaar oud, bekeerheid, 17 jaar oud, saam met pastoor Reners. Hy was maar so 5 jaar ouer as ek. Toe was hy nie eers 'n pastoor nie. Ons was net pelle, groot vriende. Ek gebruik die woord pel nou dat jy verstaan. Hy was nie my pastoor nie, maar ons was vriende en ons het saam gepreek op die openligdienste geleer. Dit was ons skool, die straat, die openligdiens, die lamppaal. Dit was die prostituie en die dronkies, die houbous. Dit was ons Bybelskool, dit was ons leerskool. Ons het nie kansels gehad nie. Die straatlamp was dit wat afgeskyn het dat ons Bybels kon lees. Want ons het openligdienste mees van die tyd in die aande gehou. Eers by die Kleerlinge en Reiger Park en latere jare in Belgravia, daar so in Johannesburg, waar ons die evangelie gepreek het. Wat 'n groot voorreg. Dink aan die Skepper in die dae van jou jonkheid. Ek wil vanmôre vir u sê, as u jonk is en u na die boodskap luister, dit help nie wanneer jy 73 is, dat jy sê, nou gaan ek Jafashua begin dien nie. Weet jy wat? Jy het 'n agterstand wat jy nooit gaan inhaal nie. Dink aan jou Skepper. Dis nie net dink aan jou Skepper nie. Dit is bestudeer jou Skepper. Leer hom ken, leer hom ervaar. Leer die beloftes in die woord vertrou. Halleluja, daar's 'n mooi een. Leer om die beloftes in die woord te vertrou. Soveel so dat jy jou lewe op die spel sal sit vir die beloftes. Hoekom? Want hulle is deurdronge van die Ruach HaKodesh. Hulle is benat met die bloed van Jafashua. Hy sê, al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, jy sal geen onheil vrees nie, want ek is met jou. Halleluja. Hy los jou nie alleen nie. Al gaan jy deur tye, al gaan jy deur stadiums van probleme, armoede, siektes, hy is saam met jou. Hy is saam met jou. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. En hoe wonderlik is dit wanneer jong mense Jafashua op 'n jong ouderdom kan leer ken, en dan vernaamlik in hierdie tyd wat ons in lewe in 2026, in die bo-natuurlike geopenbaarde name. Ek sou wat wou gegee het 15 jaar terug, 20 jaar terug, 30, 40 jaar terug, om hierdie boodskap in die bo-natuurlike name te kon ontvang het. Weet jy wat, ons kon die wêreld omgekeer het, maar die tyd was nie reg nie. Dit was nie die seisoen nie, kom ek sê dit so om. Dit was nie die regte seisoen nie. Jaffa werk in seisoene, en daarom het hy seisoene gestel in die natuur. Maar ons lewe vandag in die seisoen, en ek wil hê jy moet nou luister, Jaffaste.
Ons lewe in die seisoen van die geopenbaarde woord. As ek sien hoe die mense tot bekering kom van oralster af oor die wêreld. Ons beplan nou weer 'n groot onderdompelingsdiens die 2de Mei, 3:00 die middag, moet dit nie vergeet nie. Hoekom? Mense kom tot bekering. Mense skakel, sê prof, wanneer is daar 'n onderdompelingsdiens? En dalk is 'n doopdiens. Sou jy belangstel, moet jy my kontak, dan kan ek vir die inligting gee. Maar ons gaan dit afkondig soos ons aangaan met die studies. Wat dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid? Ek gaan afsluit, maar ek en u het iets om vandag te doen. Dink aan jou Skepper vandag. Weet jy hoekom? Want môre mag dalk nooit aanbreek nie. As u wil, kan u Prediker 12 vers 1 gaan verder lees tot aan die einde en jou eie notaatjies maak, en soos ek in hierdie pad stap met hierdie skrifgedeelte, kyk hoe laat Vader dit ontkiem in ons geestelike lewe. Tot môreoggend, kom ons wees die beste Javiste wat ons moontlik kan wees. Maranatha, Javashua kom weer. Halleluja.